Wat dan nou beter as 'n skoonheidskoningin wat bydra tot haar gemeenskap? Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag met Melanie van der Merwe oor haar liefdadigheidsinisiatief. Maar vir eers gesels ek en Anne-Marie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein. En vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Ek en Anne-Marie de Tooy het besluit al is nie vandag gegilgas in die Kletskompas ateljee nie. Ons is ernstige joernaliste. Sê dit so sê, dan kan ek nie help om die gegilgas so bietjie te voel nie, maar nee, dis gister se stories. Nee, daar is nie meer gegilgas nie. Ons ken nie vir gegilgas nie. Nee, ons is baie ernstig vandag. In elk geval, op 'n ernstige noot. Die weduwee van Francis Eysep, 'n sekuriteitsbeampte wat tydens die Namibia rooftog doodgeskiet is, sy lewe verloor het. Sy eis 4 miljoen Namibiese dollar van Namibia Sjoe. oor sy sterfte. En dit is nou al meer as 'n jaar sedert die Namibia rooftog. En ek weet nie of jy al iets gehoor het nie, Anne-Marie. Ek het net gehoor van 'n polisiebeampte, Niels Becker, wat glo deur die dak geval het. Ek het daai storie nog gedoen. Sure. In die ondersoek. Dis verskriklik want ek was nog glad nie eens in die nuuskamer betrokke gewees daai tyd nie, maar ek onthou net die impak wat die rooftog gehad het en ek bly in daai area. So ek weet die impak wat dit op die halfgemeenskap om dit gehad het en dit was verskriklik gewees, half die ripple effek, want ek dink dit was een van die grootste van so insident wat ons in 'n lang tyd in Namibië gesien het en ek dink mense se oë het dalk so 'n bietjie oop gegaan oor waarna toe ons samelewing gaan op hierdie stadium. Maar ja, verskriklike hartseer storie en ek weet almal sê dis 'n verskriklike groot bedrag geld, maar hoe plaas jy eintlik 'n bedrag op die liefde van jou lewe se lewe, as jy verstaan waar ek vandaan kom. Ja. So. Ja, en 'n groot ding wat vir my eintlik, en hierdie is nou ek as joernalis wat uitkyk op die saak, daar's baie gepraat oor die waarde van die diamante. Jy weet, en verskeie mediaberigte wat verskeie bedrae genoem het en gesê het, jy weet, die diamante is soveel werd en die diamante is soveel werd en dit was vir my eintlik 'n baie mooi oomblik. Jy sal dit nie onmiddellik dink nie, as jy kyk na, jene nou sê al die verskillende media, verskillende bedrag, maar dit sê vir my iets baie belangrik van die Namibiese media, nou afgesien van Francis Eysep wat sy lewe verloor het, sê dit vir my iets baie belangrik van die Namibiese media, en dit is dat elke liewe bron, of elke liewe mediahuis, elke joernalis, self die feite gaan soek het. Dis nie een persverklaring wat uitgekom het, en almal het aanvaar, okay, good shot, jy weet. So, soms gaan jy sulke gevalle hê waar almal iets anders sê, maar dit beteken almal het met 'n ander persoon gepraat. Jy weet, dit is nie sommer net, ons het met Adjunkt-Kommissaris Kauna Shikwambi gepraat en haar woord aanvaar as wet nie. Almal het met iemand anders gepraat, almal het hulle eie bronne, en nie net een bron aanvaar as wet nie. Ja. En ek dink dit wys vir jou iets baie gesond oor die Namibiese media en hoe die Namibiese media in die algemeen werk. Maar dit dan nou daar gelaat, jy het ook 'n storie oor die voortrekkers. Ja, die voortrekkers word 95. Ek dink, julle, as ek moet terugdink aan soos ons kinderdae, ek weet ek en jy is nie heeltemal dieselfde ouderdom nie, maar
Die impak wat Dankie dat jy dit uitlig, Anne-Marie. ek het nie dit so bedoel nie, maar soos ons kom half uit verskillende generasies uit, maar ek dink jy kan praat en ek kan praat oor die impak wat die voortrekkers op Namibiese en Suid-Afrikaanse jeug het. Ek meen, hulle het al, wil ek amper sê, boompies oral geplant is in Suid-Afrika en Namibië. En net die impak wat hulle op die jeug het. Ek sit partykeer saam met my Namibiese vriende, ek meen ons is nou almal tussen 22 en 25 jaar oud en hoor nog steeds so hulle stories vertel van hulle daar in die voortrekkers. So dis vir my 'n verskriklike merkwaardige ding om te dink dit is 95 jaar se Afrikaanse jeug wat deur die voortrekkers opgelei is. Ja, en dit is my so uniek, want ek was in Suid-Afrika in die voortrekkers. Jy weet, ek weet ons het voortrekkers hier in Namibië en ek was nou nie in die voortrekkers in Namibië nie, maar selfs in Suid-Afrika en dis klein goed, soos as jy dink aan die voortrekkers, ja, jy moet sekere maniere, sekere knope kan maak en jy moet sekere dinge leer oor die natuur en oor die omgewing en wat ook al. Maar die waardes wat daar vasgelê word, is vir my baie mooi en baie van my eerste ervarings in die lewe, jy weet my eerste soos regte kamp was waar ek alles self gedoen het. My familie is 'n glamping familie, jy weet. So eerste kamp waar jy alles self doen, waar jy regtig soos buite in die natuur is, waar dit nou nie glamping is nie. Dit was voortrekkers gewees en die waar ek geleer het weer in Suid-Afrika wat die verskillende kleure op die Suid-Afrikaanse vlag beteken. Jy weet, dit was alles die voortrekkers. So ek dink 'n baie goeie grondslag vir jong mense en ek dink weer eens in 'n era waar ons baie dink oor Afrikaans en wat is die toekoms van Afrikaans. Ek het ook 'n paar menings oor die toekoms van Afrikaans. 'n Paar oningeligte menings, maar dit maak nie. Ja, dis ons eie. Dis vir ons. Maar veral waar ons nou dink aan die toekoms van Afrikaans met Afrikaans 100. Jy weet waar ons kyk na die afgelope 100 jaar en dan wil weet wat gaan in die volgende 100 jaar gebeur en ons praat baie oor Afrikaans wat verengels word en so en so voort, jong mense wat nie meer Afrikaans praat nie en al wat 'n ding is. Dink ek is die voortrekkers 'n baie belangrike amper hulpmiddel. Ja, in daai half ekosisteem wat jong Afrikaanse mense wat uit Afrikaans sprekende huise uitkom terug te bring na die kern, want ek dink Afrikaans is meer as net 'n taal. Dit is 'n waardestelsel, dit is 'n manier van lewe, jy weet, en ek dink dit is wat Afrikaans sprekendes van alle agtergronde en dit is die mooi in Afrikaans vir my is dat mense van verskillende agtergronde Afrikaans praat, mense van verskillende rasse, verskillende klasse praat almal Afrikaans en hulle praat Afrikaans op hulle eie manier en tog kom ons by mekaar uit. Jy weet, en dit is vir my die mooi aan die voortrekkers is dit bring jou weer terug na dit toe in 'n wêreld wat al hoe meer verengels. Afrikaans is nie die enigste taal wat hierdie probleem het nie. Ons is nie die enigste taalgemeenskap wat hierdie probleem het nie. Dit is wêreldwyd. Is tale besig of voel mense is tale besig om te verdwyn omdat alles verengels word deur die media, deur sosiale media, al sulke tipe dinge. So dis my baie mooi terugkeer na daai Afrikaanse manier van lewe en Afrikaans praat en dinge in 'n Afrikaanse manier doen. Ja, en ek dink as jy kyk na die geskiedenis soos wat jy nou genoem het, voortrekkers was maar eintlik altyd op die voorgrond van die Afrikaanse kultuur. Hulle dis nou Engels en ons het nou net gepraat van verengelsing, maar they walked so we could run. Ja. Hulle het beklei vir die voorreg wat ons vandag het om hier te kan sit, ek en jy, en met mekaar in Afrikaans te praat. So dit is vir my, ek dink dit is wat die meeste by my bybly as ek dink aan hulle, is die feit dat, of ek sê nou hulle, maar aan die voortrekkers, is die feit dat hulle beklei het vir hierdie voorreg wat ons vandag het. Want ons is nie geregtig daarop om ons taal te kan praat nie. Ons het nou al oor jare gesien hoe verskillende tale uitgewis word. Maar volgens die Namibiese grondwet. Ja, okay. Moet nou nie met my begin jare, Marie. Maar volgens die in Namibiese grondwet. beginsel, In die vibe. Ja, in die vibes. Het ons nie eintlik reg op enigiets nie, kom ons wees eerlik, maar dis 'n voorreg vir my en jou om hier te kan sit, want ons sien deur die geskiedenis heen hoe verskillende tale uitgewis is. En dit is 'n baie groot voorreg wat ons het. So vir dit wil ek dankie sê vir die voortrekkers, want sonder hulle sou dit nie vir ons moontlik gewees het nie. Ja, en dit bring my nou weer by daai oningeligte mening oor Afrikaans. 'n Taal moet ontwikkel. Ja. Jy weet,
ek dink as jy kyk na Engels byvoorbeeld, jou Shakespearean Engels is baie anders as die Engels wat ons vandag praat, maar hy moes daai proses ondergaan om steeds voort te leef. So, net omdat kinders nie meer vandag dieselfde Afrikaans praat nie, jy weet, en omdat daar 'n paar slangwoorde ingegooi word, daar is uniek Afrikaanse slangwoorde, en slangwoorde word op die eind woorde, dit word aanvaar as woorde. Kyk byvoorbeeld weer, as jy kyk na Engels, Merriam-Webster met hulle woord van die jaar, wat elke jaar in die woordeboek aanvaar word, as 'n regte woord. Dit is slangwoorde wat aanvaar word, maar dit is absoluut noodsaaklik vir 'n taal om voort te leef. Op dit wil ek net vir jou sê, slay. Slay is Engels. Slay is 'n Engelse slangwoord. Ons het nou net gepraat oor Engelse slangwoorde. Slay, Irene. Dis wat ek wil sê. En dit is seker die eerste en die laaste geleentheid wat ek gaan hê om die woord slay op TV te gebruik, so Op kletskom. Okay, so ek gaan jou nou los om te gaan slay all day, soos slay the day. 100%. Dankie dat jy vir ons was, Anne-Marie. Dit was Anne-Marie de Tooy, ons gesels nou met Melanie van der Merwe. We are bringing to you In the Mix Africa, broadening our perspective, focusing on African players playing in Europe, playing in Africa, the inner workings of their craft, every single little thing. And also, very importantly, tasting African food with Patty. Are you ready for that? Of course, we're going to broaden up our taste palettes and we're going to take it to the whole of Africa. We're not just going to stick here in Namibia. Of course, it's important to also appreciate Namibian culture and food, but we're going to broaden it up, like you say, and we're going to try everything. That's right. So join us as we take you beyond borders for the love of sport with In the Mix Africa. Ons wag nog steeds om uit te vind of ons nog 'n paar druppeltjies in hierdie reenseisoen gaan kry voordat hy amptelik verby is. Kom ons gaan vind uit of môre dalk ons dag is. Op Katima Mulilo is sonnige dag met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 31 en bewolk op Oshakati met 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Op Swakopmund gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Op Ariamsvlei gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 25 grade Celsius en 'n maksimum van 37 en ook gedeeltelik bewolk op Reebot met 'n minimum van 23 grade Celsius en 'n maksimum van 31. Peptides is kleiner weergawe van proteïene en kan pro-verouderingsondersteuning, anti-inflammatoriese of spierbouende eienskappe bied. Onlangse navorsing dui op dat sommige tipes peptiede 'n voordelige rol kan speel in die vertraging van die verouderingsproses, die vermindering van inflammasie en ook die vernietiging van mikrobes. Mense kan wel peptiede met proteïene verwar. Beide proteïene en peptiede bestaan uit aminosure, maar peptiede bevat baie minder aminosure as proteïene. Soos proteïene is peptiede egter natuurlik teenwoordig in voedsel. As gevolg van die potensiële gesondheidsvoordele van peptiede, is daar baie aanvullings beskikbaar wat peptiede bevat, wat vervaardigers of uit voedsel verkry het of sinteties gemaak het. Van die gewildste peptiede sluit in kollageenpeptiede vir antiveroudering en velgesondheid en natuurlik kreatienpeptied aanvullings vir die bou van spiere en die verbetering van atletiese prestasie. Melanie van der Merwe, mevrou Tiener, Namibië se tweede prinses vir 2025 saam met my in die Kletskompas Atelier. Melanie, hoe gaan dit?
Goed en met jou? Dit gaan fantasties. Ek moet sê, dis altyd lekker om 'n skoonheidskoningin. Of nie lekker nie, dis lekker in hart, maar hierbo is dit nie lekker nie, want dan weet ek vergelyk nie, los dit maar net. Maar jy het, soos elke goeie skoonheidskoningin, 'n gemeenskapsprojek begin, en hierdie een is onderrig gesentreerd. Vertel bietjie. Ja, so ek het die 16de September 2024 was die offisiële uitrusting van my projek, die Namibia Little Learners Initiative. So dit fokus op vroeë kinderontwikkeling en om vir kinders voor hulle formele skool toe gaan, graad 1 toe, om hulle voor te berei en sekere ontwikkelingsmylpale te laat bereik, sodat hulle kan uitblink in skool. So dis nou al eintlik 'n rukkie, dis nou al sedert 2024 wat jy hiermee besig is. Wat was jou eerste stappe? Okay, kom ons begin by, hoe het jy hierop besluit? So ek het die geleentheid gekry om my land gaan verteenwoordig by die Hope Journey International kompetisie in Kaapstad. En daar hulle gaan baie oor liefdadigheid en hulle wou gehad het, ons moet almal 'n liefdadigheid hê. En toe sit ek eendag en ek dink spesifiek, waaroor is ek passievol en wie wil ek help? En ek is nog altyd iemand wat baie van skool hou. Ek is daai persoon wat my huiswerk altyd gedoen het. Luister, ek is 'n pluggie en ek is siek om te maak asof ek nie is nie. So jy mag maar 'n pluggie wees. Ja. Ons is saam. En toe besef ek, veral ek wat op 'n plaas bly en ons het baie kindertjies ook daar rondom ons op die plaas wat nie die geleentheid het om voorskool toe te gaan of pre-primêr toe te gaan nie. Hoe agter hulle is teenoor die kinders wat voorskoolse opleiding gehad het as hulle dan in graad 1 kom. En partykeer het hulle dan leerprobleme wat dan deurtrek hulle hele skoolloopbaan en partykeer in hulle werk in ook. En toe besef ek, dit is iets wat ek wil verander, ek wil 'n verskil daar maak. So toe het ek met wie my skoolhoof op die tyd was, maar nie meer nie, mevrou Alida Hill, sy het in Suid-Afrika die Class Out of a Box begin, wat fisiese bokse is, wat voorskoolse opleiding vir kindertjies in minderbevoorregte gemeenskappe kan gee. En toe sê sy, ons kan hand aan hand werk om dit in Namibië in te bring, en dit is hoe ek begin het. Alida Hill dan die voormalige skoolhoof van Gobabis Gimnasium. Ek glo dit is waar sy 'n skoolhoof was. Sy tans ook betrokke by Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Sy is hulle uitvoerende hoof daar, net vir die wat nou nog nie weet nie. Nou wil ek by jou begin. Jy het nou hierdie besluit geneem, hierdie konsep waarvoor jy so ywerig is. Wat was jou eerste stappe om hierdie projek op die been te bring? My eerste stappe was om soveel as moontlik mense te probeer sê, om dit by die media uit te kry, en toe om skenkers te kry, want ongelukkig die bokse is heel van donasies af. So toe het Gobabis Toyota ten minste vir ons 8 bokse geborg, wat ons toe vir 4 plaaslike skooltjies in die Omaheke streek kon gee, en ook vir hulle opleiding gee van hoe om die kurrikulum ordentlik te gebruik en alles, en dit was regtig waar hartwarmend. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring. En vertel vir ons bietjie op 'n praktiese noot, wat is in daai boks? Daar is verskeie baie huisitems wat as dit verlore raak of 'n kind breek ietsie, dan kan jy dit baie maklik in die hande kry, en gedrukte kaartjies en papiere en alles, maar alles is speletjies, want die kurrikulum is so ontwerp dat dit vir kinders leer, maar in 'n speelmanier, sodat hulle kom nie eers agter hulle leer regtig ietsie en hulle geniet dit so, hulle wil net aanhou en aanhou. Daar's blokkies, daar's nommers, daar is enige iets vir ouderdomme van 3 tot 6 om hulle net reg te kry om in graad 1 in te gaan. Okay. En dan wil ek by jou hoor, wat dink jy het jy geleer uit hierdie projek? Jy is nou al meer as 'n jaar en 'n bietjie besig daarmee. Dink jy persoonlik het iets daaruit geleer? Ek dink ek het baie daaruit geleer om terug te ploeg in jou gemeenskap in. Ek dink dit is iets wat almal wil doen, maar 'n mens sukkel partykeer om die krag en net die moed daarvoor te kry om regtig op te staan en te sê ek wil 'n verskil maak. En ek dink ek het regtig so gegroei in hierdie proses om nie net van die kindertjies en van my land te leer nie, maar hulle help my baie van myself leer. En om net te sien hoe gelukkig hulle is, maak dat ek regtig meer gelukkig met myself kan wees in my daaglikse lewe, want ek is net so dankbaar vir al die
vir al die Jy kan maar Engels, dis okay. opportunities. Geleenthede, nou die geleenthede. Proper Afrikaans, maar ons mengels ook op kletskom. Vir al die geleenthede wat ek al in my lewe gehad het en ek wil net vir enige Namibier ook dieselfde geleenthede kan gee. En dan, wat is jou volgende planne? Jy het nou mevrou Tiener agter die rug, wat gebeur nou vooruit? So nou gaan ek hierdie Mei maand Peru toe. Ek is vreeslik opgewonde. Kan jy my in jou sak pak? Ek kan probeer Ek sal vir die MS Global kompetisie. So ook wie in 2024 ook aan die mevrou Tiener deelgeneem het, was Caitlin Bosman en sy was eerste prinses. En sy het toe in 2025 vir ons gaan verteenwoordig by die MS Global kompetisie. Sy was die eerste Namibier wat daar gaan deelneem het en sy het toe die tiener kategorie gewen wat toe wonderlik was en toe het sy vir my gevra want toe word sy die direkteur vir MS Global Namibië. Toe vra sy vir my, sy wil graag hê ek moet volgende in die tiener kategorie van Namibië verteenwoordig. So dit is die 25ste Mei tot die 3de Junie moet ek Lima toe vlieg. As jy al op jou senuwee is. So bietjie ja. Ek moet vir jou sê, skoonheidskompetisies, ek dink dis iets waaroor daar 'n wanpersepsie is. Hulle almal soek iets verskillend. Hulle soek nie 'n meisie wat in 'n sekere manier lyk nie. Mevrou Wêreld en mevrou Heelal soek iets anders van MS Global en Miss Supranational en al daai tipe dinge. Hoe dink jy pas jy in die MS Global boksie? Ek dink enigiemand wat daarin pas is iemand wat regtig vir 'n hart het vir hulle gemeenskap, soos ons ook oor gepraat het, en regtig vir hulle land net bietjie op die wêreldplatform wil sit. Ja, en net hulle land wil met trots gaan verteenwoordig en vir hulle wys wat ons het en what we're made of. En ek dink dit is definitief waar ek inpas. Ek het 'n groot trots vir my land en om vir hulle te gaan bietjie wys waaroor Namibië alles gaan. Ja. En dan laaste voordat ons jou laat gaan, Melanie. Jou toekoms, jou loopbaan, is daar dalk 'n toekoms in onderwys vir jou of kyk jy na iets anders? Ek kyk op die oomblik na onderwys of arbeidsterapie. Ek is nog nie seker nie. Ek het al so rondgeval met wat ek wil doen, maar ek dink ek kyk definitief daarna. Baie dankie dat jy by ons was. Dit is ongelukkig altyd wat ons het. Maar ek sal nou baie graag nog met jou wil gesels oor jou toekoms, oor dalk nog gemeenskapsinisiatiewe wat jy op die been wil bring, dalk kan ons jou help van die media se kant af. Maar ongelukkig is dit al die tyd wat ons het op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is môre weer terug om 8uur, elke maandag tot donderdag op Netwerk Televisie, dis DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 of oneup2.com sou jy dit aanlyn wil kyk. So tot môre, is dit mooi bly.